Ons is nou by lesie nommer 7 van die laaste dae en ons kyk ons na 12 verskillende goedjies en ons trek nou nog by nommer 9, die boek van Openbaring. Nou tot dusver wat ons gesien het, is daar 6 seels. En voordat die 6ste seel gebreek word, oopgemaak word en gelees word deur Jesus, dan sê die God eers vir die 4 engele van die 4 hoeke van die aarde dat hulle moet stop en hy gee vir die 144.000 die seël op die voorkop wat die Heilige Gees is. En dan daarna word die 7de seël oopgebreek, so Jesus lees dan die 7de boekrol en dan word daar 4 trumpets geblaas. Nou hierdie 4 trumpets het ons gesien is as gevolg van the love of money, vergaan ons bome en ons waters en ons see en ons sterre. As julle nie nou 'n klou het waaroor ek praat nie, gaan luister lesie 6. So dan die volgende ding wat ons nou gaan kyk is dan die laaste 3 trumpets. Die Bybel noem dit wee, die 3 wee. So wat het ons tot dusver gesien? Ons het gesien dat in elke kerkperiode word 'n seël oopgemaak sodat 'n verborgenheid verstaan kan word, sodat ons kan leer wie is Jesus. So ons trek nou by die laaste 3 trumpets. So die 5de trumpet word geblaas en is staan in Openbaring 9. 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, is die sleutels van die put van die afgrond gegee. Onthou, as jy lees van die ster, is dit nie 'n komeet wat afkom aarde toe nie, dis 'n engel wat afgestuur word aarde toe. En uit die put van die duisternis kom daartoe 'n army van sprinkane uit. Dis wat ons lees in Openbaring 9. Nou onthou, volgens die tydlyn moet dit nou die laaste church age wees. So dis omtrent laat 1900s, begin 2000. Nou wat het alles die laaste ruk gebeur wat groot is in die nuus? Ons almal weet van COVID-19, die LGBTQ community is nou baie groot, Trump wat president is, Biden wat so aangejaag het as president, die Black Lives Matter movement, die oorlog in Rusland en die mense wat so groot gaan oor aborsies. Nou kom ons kyk, hierdie Openbaring 9, die eerste keer toe ek hierdie presentation gemaak het, toe besef ek het nie 'n klou wat hierso gebeur nie. Die eerste 4 trumpets het ek maklik verstaan, maar hierso het ek nie 'n klou gehad nie. Toe besef ek, dan is ons heel moontlik in hom. En toe dink ek, nou wat gebeur nou, dit was so 2020, nou wat gebeur in die jaar 2020, en LGBTQ is baie, baie groot. Nou as jy so sien dat hierdie army, wat lyk so sprinkane, het vroue hare. Nou die Bybel kon enigiets gesê het, hy kon gesê het hierdie army het lang hare, hoekom nou juist vroue hare, want dit is die tydperk van die LGBTQ community, en hoekom ek ook so sê, is dat hulle koning, Apollyon, was 'n bisexual afgod gewees. Nou hierdie spesifieke army het geklink so strydwaan, so hulle het geraas, en die LGBTQ community is baie vocal, die van julle wat dalk die nuus dophou, hulle raas, verskriklik baie. En dan, in die dae sal die mens die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterf. Jeremia 8 vers 3 sê ook dieselfde, en die dood sal bo die lewe verkies word, die wat oor is van hierdie bose geslag. So daar gaan 'n tydperk wees waar die mense nie eers meer lus het om te lewe nie. Maar die eerste gedeelte van daai versie sê, dat die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Nou, ook in daai tydperk, die jaar 2020 tot 2022, was daar 'n hofsaak gewees, Roe versus Wade. Nou wat dit beteken is, in 1969 het Jane Roe, wou sy graag 'n aborsie gekry het, maar sy het in Texas gelewe, en Texas het gesê dat aborsies is illegal. Jy mag tot en met 12 weke mag jy 'n aborsie kry, dan tussen 12 en 24 weke mag jy net 'n aborsie kry as die ma se lewe in gevaar is, en na 24 weke word die kind beskerm. Nou hierdie spesifieke vrou was al verby die 12 weke gewees, toe sê die Texas staat vir, sy kan nie 'n aborsie kry nie, en sy het toe nou getantrum, en sy het hof toe gegaan. So in 1973 het Amerika die wet toe verander gekry, en hulle beskerm toe nou die vrou, nie meer die babiekie in die maag nie, want hulle sien dit nie as 'n babiekie, hulle sien dit net as 'n lump of cells. So toe verander die wet, en nou beskerm dit die ma. En dan sê ek, daar was net so 'n bietjie voorwaardes, as jy moes byvoorbeeld 24 uur gewag het, nadat jy die dokter gesien het om 'n aborsie te kry. Nou, op die 24ste Junie 2022, toe is hierdie hofsaak weer in die hof, en hy word weer teruggeswaai. Die hofsaak se naam was Roe versus Wade, so hy word weer teruggeswaai, en die hof sê toe dat elke staat in Amerika mag self sê of hulle mag aborsies doen of nie, en die meerderheid state, as jy nou die prentjie regs
kyk, die rooi byvoorbeeld, weier aborsies is illegal in hulle land. Nou die leftist het verskriklik getantrum toe hulle dit gehoor het. Die mense in Amerika was devastated oor dat hulle nie meer hulle ongebore babietjies mag doodgemaak het nie. Dit was verskriklik groot in die nuus gewees. Hulle het so geskree. Kyk byvoorbeeld die prentjie hier links, hoe kwaad is daai vrou oor dat sy nou nie meer haar babietjie mag doodmaak nie. Maar nou sien ons uit hierdie put hierdie sprinkane gekom en daar was vir hulle gesê, hulle mag slegs die beskadig wat nie die siel van God het nie. So dit beteken, hierdie sprinkane is nie 'n army wat uitgaan om die gelowiges seer te maak nie, dis 'n army wat uitgaan wat die ongelowiges seer maak. En kyk net hoe verskriklik seer het die mense gehad toe Joe versus Right gedraai was. Die sonder die siel van God sal vir 5 maande gepynig word. Nou die mense het letterlik gehuil en geskree toe aborsiewet geswaai is. Nou, dit sê dat hulle was seer gemaak vir 5 maande en as jy gaan kyk omtrent so aan die einde van 2022 toe was hulle monde stil. Toe moan, skree en tantrum hulle toe nou nie meer oor hierdie saak nie. Nie dat hulle nie meer daaroor ge-worry het nie, ek dink net hulle fokus het toe intussen verander. So, hulle was vir 5 maande lank gepynig. Die versie sê ons hulle die dood gesoek en hulle kon nie die dood kry nie. Dan die volgende trumpet wat geblaas is in Openbaring 9, 'n stem uit die 4 horings van die goue altaar sê, maak los die 4 engele by die Eufraat, om 1/3 van die mense dood te maak. En hulle sterte was so slange, en hulle het koppe gehad, en die getal van hierdie army was 2 maal 10.000 maal 10.000. So, onthou, as 'n trumpet wat geblaas is deur 'n engel, beteken is 'n boodskap wat uitgaan deur 'n boodskapper. Nou, hier wat hierso gebeur het, is die 4 engele by die Eufraat word losgemaak. So, hierso word nog ekstra demone losgemaak, wat vasgebind was, en hierdie 4 engele maak 'n army bymekaar, en hierdie army lyk soos leeu's, en dit is 'n groot getal wat nou hierso in trumpet 6 uitgaan. Nou die beskrywing wat jy lees van oor die skorpioen army en die leeu army klink baie dieselfde as die afgod Nergal, wat ek 'n prentjie van gekry het hier aan die regterkant. Sien hulle aan die regterkant, hy het ook 'n stert soos 'n skorpioen en hy het ook 'n lyf soos 'n leeu en so aan. En hy het bekend gestaan as die god van death, pestilence and plague. En ons het nou gesien dat hierdie spesifieke leeu army gaan uitgaan om mense dood te maak. Nou hierdie 4 engele wat losgelaat is, het 'n army bymekaar gemaak om 1/3 van die mensdom dood te maak. Maar hoe? Wat was hulle wapen? En onthou ek het nou vir julle gesê dat hierdie is moralist die tyd waarin ons nou is. So wat gaan heiliglik 1/3 van die mense doodmaak in ons tyd? Vers 19 sê, wat was hulle wapen? Hulle mag was in hulle bek en in hulle sterte. Nou, daar staan ook uit die monde het verwoesting gekom. Jesaja 9 vers 14 praat oor die stert en hy sê die profeet wat leens profeteer, dit is die stert. So as jy lees van 'n stert en die krag lê in sy stert, is dit sy krag lê in sy vals profete. Nou wat is een van die mees effektiefste maniere om 'n mens te regeer? En dit is deur vrees. Dink gou die gesig wat Johannes nou net gesien het. Hy sien leeu's is scary. Wat se krag het hulle? Dis hulle monde, so dit beteken dis die woorde en dis waar hulle krag vandaan kom en ook uit hulle sterte uit en ons het nou net gesien hierdie stert beteken vals profete, weer eens woorde. So ons gaan in 'n tydperk in waar daar 'n vreeslike vrees op die aarde gaan wees, waar mense die hele tyd gaan woorde spreek wat die mensdom gaan bang maak. Nou watse maniere nou heiliglik word gebruik om die mens reg oor die wêreld bang te maak? Ek het net 2 ingesit. As ons dink in die jaar 2020 hoe erg het hulle die mensdom probeer bang praat met COVID en hoe bang praat hulle die mense met global warming. Nou kom ons kyk gou na COVID. 4 jaar later en die sterftes van COVID het nie in sulke massas en in die spoed gekom soos wat die World Health Organization ons gewaarsku het nie. Mense het hulle werke verloor as gevolg van die ekonomie wat ongelooflik seer gekry het. Siek mense moes alleen in hospitale lê sonder enige familie en vriende langs hulle beddens. Dink net hoe eensaam moes dit gewees het. Mense het selfmoord gepleeg as gevolg van die finansiële strain wat COVID veroorsaak het. Kinders het jare agter geraak op hulle skoolwerk omdat hulle vir maande by die huis was. Nou omdat ons die hele tyd moes maskers dra, het spraakprobleme onder kinders met 700% opgeskiet. Vrees het gemaak dat niemand meer vriende en familie gesien het nie. Kerke moes toegemaak het, maar drankwinkels kon oopbly.
Nou ek voel baie jammer vir die mense wat wel dood gegaan het gedurende hierdie tyd, maar my punt is dit was nie so vreeslike groot probleem soos wat die media dit gespin het nie. Dit was nie so 'n groot krisis sodat die hele wêreld se ekonomie moes val nie. En as ons dan kyk na global warming, nog 'n manier om die mense bang te maak. Global warming word so erg in ons keelgatte afgedruk dat die kinders daarvan leer op elke vak op skool. Jy kan selfs 'n wiskunde woordsom kry waar hulle praat van global warming. Nou wat hulle die hele tyd sê is ons moet recycle, ons moet papierstrooitjies gebruik, die seevlakke gaan opgaan met 1 meter. Daar is selfs mense wat gediagnoseer word met 'n anxiety as gevolg van global warming. Fear of global warming, also known as climate anxiety or eco-anxiety, can cause distress and impact mental health. It's a normal response to the threat of global change. Hulle gebruik selfs global warming om die mense bang te maak vir nuwe infectious diseases wat hulle koppe gaan uitsteek. Kyk die nuusberig hieronder. As the planet warms, scientists fear there will be a spike in infectious diseases. Nou waarom doen hulle dit? Is om die mense te beheer met vrees. Hulle doen dit al vir jare. As jy byvoorbeeld die links kyk na die opskrifte van Time Magazine, in die 1970s het hulle die mense bang gepraat en gesê dat daar's 'n ice age op pad. En dan hierso in die 2000s maak hulle die mense bang en sê daar is global warming op pad. Hier regs het ek ingesit 1960 het hulle gesê dat oor 10 jaar gaan ons olie klaar wees. 1970s het hulle gesê daar is 'n ice age op pad binne 10 jaar. Die 1980s het hulle gesê dat die acid rain will destroy all crops in 10 years. 1990 het hulle gesê die ozonlaag gaan destroy wees in 10 jaar. Die 2000s het hulle vir ons gesê dat die ice caps will be gone in 10 years and none of this has happened, want hulle probeer die mense net bang maak. Want sodra jy mense bang maak, kan jy hulle forceer om te doen wat jy graag wil hulle moet doen. En nog 'n ding is, dan kan hulle die mense forceer om in 'n rigting te beweeg wat hulle sakke raak. Hulle maak dan geld uit hierdie krisisse uit. Dan as jy die res van Openbaring 9 lees, staan daar en die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande nie, om die duiwel te aanbid nie, en hulle wou ook nie hulle afgode van rykdom los nie, en hulle het nie bekeer van hulle moorde en hulle towerrye nie. Nou as jy daai towerrye in Afrikaans lees, dan dink jy dis soos witchcraft en so, maar as jy gaan kyk na die oorspronklike Grieks, daai woord beteken pharmakeia, dit het te doen met drugs, so hulle het aangehou met hulle eksperimente met hulle drugs. As ons byvoorbeeld kyk na hoeveel vaksines het ons gekry toe ons jonger was en hoeveel vaksines daar nou vir babietjies gegee word onder 'n jaar. Ek is glad nie 'n anti-vaxxer nie, ek het al my vaksines, my kinders het al hulle vaksines, maar elke jaar word dit net al hoe meer, want die mense maak geld, Big Pharma maak geld uit die vaksines wat die babietjies kry. Nog 'n voorbeeld van, want as jy praat van pharmakeia, is dit labs waar hulle eksperimente doen, en dit gebeur met ons kosse ook, nie net met ons medisyne nie. As jy byvoorbeeld kyk jare terug, dis al kaaskoekies daar aan die linkerkant, wat se ingredients het dit gehad en wat se ingredients het dit nou. Dieselfde met McDonald's chips, kyk hoeveel ingredients het dit nou in, en dieselfde met roomys. Weereens die rede daarvoor is dit draak die mense se sakke. Die groot companies wil weet, wat se manier kan ek my produk goedkoper maak, maar ek wil meer geld maak, of wat se chemikalie kan ek insit sodat die produk langer hou, want dan kan ek meer wins maak. Dan kry mens ook verskriklik baie fake kosse, weereens wat in 'n lab gedoen is, weer eens 'n voorbeeld van pharmakeia. Jy kry GMO, genetically modified organisms. Dit is kosse wat se DNA verander word in labs, sodat dit mooier lyk, langer hou, groter groei. Dan kry jy ook wat hulle doen is hulle spuit vrugte soos appels met 'n wax, sodat dit mooier lyk en makliker verkoop. En dan kry jy mens ook waar hulle nou al teen die tyd vleis vir jou 3D print. Dit is alles val onder die konsep van pharmakeia. En dan as onthou hierdie spesifieke Trump het gesê dat 1/3 van die mensdom gaan doodgaan. En dan dink mens, miskien is dit oorlog, miskien is dit nog 'n siekte, maar is eintlik 'n kombinasie van vrees en 'n kombinasie van al die GMO kosse, fake kosse wat ons eet. Jy weet, stres, vrees, slegte eetgewoontes wat 1/3 van die mensdom doodmaak. As jy byvoorbeeld dink aan hartaanvalle, dit is as gevolg van stres en ongesonde eetgewoontes. Kanker kan veroorsaak word deur al hierdie chemikalieë wat ons in ons lyf inkry. Diabetes is omdat ons verkeerd eet. Ek bedoel, chocolates is lekker, maar dit is ook maar produkte wat in labs uitgedink word. Hier is ook 'n voorbeeld van hoe hartaanvalle nou opgeskiet het deur die jare. So as ons na die tydlyn kyk, sal ons sien hierdie tweede laaste trumpet,
praat baie van fearmongering en dit praat van pharmakeia, dinge wat nou huidiglik deel is van ons lewens. Die seals en trumpets volg op mekaar. Nou die rede hoekom ek hierdie tydlyn ingesit het, is ek weet baie mense glo dat die groot verdrukking begin eers as die perde begin hardloop. Maar die groot verdrukking is God se grimmigheid en dit kom eers heel later in Openbaring. Openbaring hardloop kronologies vanaf die tyd van die disippels. Dis hoekom ek hierdie tydlyn ingesit het, sodat julle kan sien as ek sê ons is nou huidiglik in trumpet nommer 6, kan ek vir julle wys dit stem presies ooreen met dit wat nou met ons gebeur huidiglik op die aarde. Trumpet 6 gaan praat oor vrees en die mense nou daar buite praat ons baie bang met global warming en siektes wat op pad is en dit praat van pharmakeia en is ons nie nou net deur 'n worldwide pandemic nie. So ek probeer net vir julle wys dat dit stem ooreen met wêreldgeskiedenis. Dan ook lees ons in Openbaring 9 mos van die Eufraat. Nou is die Eufraat nie ook die laaste ruk in ons tyd baie in die nuus nie en die rede daarvoor is hy's besig om op te droog. Hierso sien jy die before en after van hoe die Eufraat nou opgedroog het. Maar waarom is dit belangrik? Want dit gaan wrywing veroorsaak in die Midde-Ooste. Want onthou, Israel is daar in die Midde-Ooste en as daar wrywing is, dan kan daar oorlog in Israel se area gebeur. Ek het hierdie prentjie ingeset net om vir julle te wys, daai klein blokkie daar regs bo is waar Israel is en al die groen is daar vyande. Nou die vyande is meestal moslemlande en dan Israel is dan, ek wil sê Christene, maar onthou almal van hulle is nou nog nie Christene nie, maar hulle is kinders van God. Nou kom ons kyk gou die laaste paar oorloë wat nou plaasgevind het in Israel. Sal julle sien, hierso het ek ingesit wie was hulle vyande gewees en julle kan sien dat meeste of al die oorloë wat op hierdie prentjie is, het Israel nie begin nie. Sy was elke keer aangeval gewees en wat vir my so mooi en interessant is, kyk wie het elke keer die oorloë gewen. Israel het elke keer gewen. God beskerm nog al die pad sy volk Israel. En dan, ons is mos nou besig om te kyk na die 7 trumpets. En as jy dink aan die geluid van 'n trumpet, dit weergalm. Daarom as ons sien dat die eerste trumpet het ons gegaan oor ontbossing en dan die volgende trumpet het gegaan oor waterbesoedeling, daar was ligbesoedeling, die LGBTQ community. Dit is nie iets wat begin en stop nie. Dit hou aan want klank weergalm, klank hou aan. So ons sien nog steeds ontbossing, ons sien nog steeds waterbesoedeling, ons sien nog steeds ligbesoedeling en die LGBTQ community is nog steeds so loud soos altyd. So ons is mos besig om te kyk na wat kan ons alles dophou en een van die goedjies wat ons ook na kan kyk is geboortepyne. Nou Matteus 24 vers 8 sê, but all these things are merely the beginning of birth pains, of pangs. Hoe nader die ma aan kraam kom, hoe nader raak die kontraksies. Jy kan die natuur se kontraksies raak sien. Die natuurrampe word al hoe meer en al hoe vinniger op mekaar. Ek het net 'n bietjie voorbeelde hier ingesit, maar julle is welkom om self nog meer te gaan soek. Byvoorbeeld, kyk, hier is ons aardbewings. Hoe word dit al hoe meer en hoe word dit nader op mekaar, dis contractions. As jy byvoorbeeld kyk na vloede, weer eens dit word meer en op mekaar. Ook dieselfde met extreme temperatures, dit gaan op en dit raak op mekaar. Nou om deur al hierdie labourpains te gaan is glad nie lekker nie. Baie mammas sê, sodra hulle die babatjie vashou, dan onthou hulle nie eers meer die pyn nie. Ons ongelooflike vreugde is op pad. So ja, ons gaan deur die 7 seels wat oopgemaak word, ons gaan deur die 7 trumpets, maar ons weet op die einde gaan alles die moeite werd wees. Johannes 16 vers 21 sê, whenever a woman is in labor, she has pain because her hour has come, but when she gives birth to the child, she no longer remembers the anguish because of the joy that a child has been born into this world. Romeine 8 vers 18, nou onthou, die natuur is besig om birth pains te hê. En dan sê Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So self die skepping kan nie meer wag, laat dinge net in plek val nie, dat die kinders van God op die aarde regeer saam met Jesus nie, die aarde self kan ook nie meer wag nie. En ons het nou net gekyk na al hierdie natuurrampe, en ons moet onthou, dat die Here bring nie verwoesting nie. Johannes 10 vers 10 sê dat die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar die dief kan niks op sy eie doen nie, want God is nog steeds in beheer. In Openbaring word die trompette geblaas op God se opdrag. Dink ook aan die storie van Job, die duiwel kon net doen wat God toegelaat het, hy kan doen. Nou, dan sê die volgende gesig op die tydlyn, is dan daai engel met die reënboog om sy kop.
en hierdie spesifieke engel sweer dat daar geen tyd meer sal wees nie. Nou, hy sê vir Johannes dat daar is 7 donderslae, so Johannes oor 7 donderweer geleide, en die engel sê vir hom, moet dit nie opskryf nie. Nou dit beteken, ons gaan nie weet wat die donderslae se betekenis is nie. Maar wat vir my nogal interessant is, soos wat ek deur Openbaring gewerk het, het ek gesien, daar's 7 plekke in Openbaring wat praat van donderslae. Maar gaan nie 'n studie daaroor doen nie, want Johannes moes dit nie neergeskryf het nie, so dit beteken, ons het nie nodig om te weet wat die betekenis van dit is nie. En dan aan die einde sê hierdie engel vir Johannes, neem en eet die boekie. Dieselfde was ook gesê vir Ezekiel. God sê aan Ezekiel in Ezekiel 2 vers 1, mense kan staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. Ek stuur jou na die kinders van Israel, en jy moet vir hulle sê, so spreek die Here, of hulle nou luister of nie. Maak jou mond wyd oop en eet wat ek jou gee. 'n boekrol. Hierso moes Ezekiel ook 'n boekie geëet het, en Ezekiel 3 vers 3 sê, dit was in my mond soos heuning, so soet. Matteus 4 vers 4 praat van wat ons as Christene eet. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So ons as Christene se kos, ons geestelike kos, is die woord van God. Daarom kan ons verstaan dat God het vir Ezekiel gesê, ontvang die woord, hoor dit, reageer daarop. Dit sal jou maag bitter maak, maar jou mond sal dit soet wees soos heuning. Nou die woord van God is bittersoet. Bitter, want dit leer ons dat ons is sondige mense. En sonde bring die dood. Maar dit is soet, want daar is versoening, daar is 'n verlosser. Nou, daar so staan, die engel het gesê, daar is geen tyd meer wees nie. So hierdie is soos 'n laaste oproep vir die mense wat sê, luister na die woord van God, want die tyd is min. En dan, voor die laaste trumpet blaas, sien ons daar is 2 witnesses in Israel. Dit staan in Openbaring 11. Nou hierdie is vir my so 'n bietjie 'n moeilike hoofstuk om te verstaan, maar dit het definitief te doen met Israel. Nou terwyl die Here besig is met die kerk, het God nog nie van Israel vergeet nie. Daar is nog baie profesieë uitgespreek oor Israel wat nog nie tot vervulling gekom het nie. Israel, daar's 'n versie vir Israel in Sagaria 12 vers 10 wat sê, they will look on me, the one that they have pierced. So iewers along die tydlyn van Israel moet hulle nog agterkom dat Jesus is en hy was die Messias gewees. En dit het nog nie gebeur nie. So iewers in die tydlyn van die eindtyd moet Israel terugdraai na Jesus toe. Hulle moet besef Jesus is die Messias. En onthou ek het vir julle gesê oorspronklik toe Jesus op aarde was die boodskap vir die Israeliete gewees, en toe gaan dit oor na die heidene toe in die tyd van die apostels, en dan voor die einde kom, gaan Israel tot inkeer kom, en jy lees in Hosea 6 dat daar's 2 dae wat uitgesit is vir die heidene, en dan kom die aandag terug na Israel toe, en dit is more or less waar ons nou is, dit is al 2000 jaar later, ons is nou by die jaar 2025. Nou Sagaria 12 vers 10 sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smeking. So iewers te gaan die Israeliete die Heilige Gees ontvang. En dan daar sit ek 'n pyltjie gesit om vir julle te wys dat hierdie 2 witnesses is in Israel. Want dit is dan wat nou nog moet gebeur as ons kyk na Israel. Want daar's 2 stories, dis die storie van die Christene en dis die storie van Israeliete, maar iewers along the line gaan julle sien, gaan hierdie 2 mekaar ontmoet, en dit is hier op die einde, so op die einde van die 2 dae gaan die 2 se stories ontmoet, want dan gaan Israel besef dat ons Jesus en hulle Jesus is dieselfde. Nou ek weet baie mense glo dat hierdie 2 witnesses gaan fisiese 2 mense wees wat in Israel gaan preek, wat dood in die strate gaan lê op 'n stadium, dan gaan hulle uit die dood uit opstaan en die hele wêreld gaan dit kan sien deur hulp van social media en TV-uitsendings. Maar ek hou eerder daarvan om na Openbaring te kyk vanaf 'n geestelike oogpunt. Hierdie is so 'n bietjie 'n moeilike hoofstuk om te verstaan, en ek gaan net aan dit raak wat ek iets uit die Bybel uit vir julle kan wys. Maar onthou, profetiese boeke soos 'n puzzle, ons het nog nie al die stukkies in plek nie, maar die onvolledige prentjie kan al reeds vir ons 'n idee gee van hoe dit gaan lyk. So daarso heel bo staan daar iets te doen met die tempel. So Johannes sien die tempel van God. Nou wat ook nou die laaste ruk baie in die nuus is die beplanning van die bou van die 3de tempel in Israel. Onthou hierdie hoofstuk speel af in Israel. Huidiglik is daar geen tempel in Israel vir die Israeliete nie. Die Temple Mount, waar die tempel gebou moet word geadministreer deur die Jerusalem Islamic
QF as ek dit reg sê. Ek het al baie gewonder, hoe gaan Israel dit regkry om hulle derde tempel te bou, want daar is nou 'n Moslem moskee, the Dome of the Rock is nou op die Temple Mount. As hulle byvoorbeeld daai mosk wil afbreek en hulle tempel bou, gaan dit een massive oorlog daarna veroorsaak. Maar Trump is huidiglik besig met negotiations om die mense van Gaza, dis die moslems, te skuif uit Gaza uit. En dit kan dan 'n tree wees in die rigting van die derde tempel. Onthou, vir ons as Christene beteken die derde tempel niks nie, want ons is God se tempel. Maar dit is dinge wat ons kan dophou om te weet hoe ver ons al in die eindtyd tydlyn is. Nou daar is nie vreeslik baie wat ek vir julle kan verduidelik oor hierdie hoofstuk nie. Ek dink wat ons hier kan uithaal is, Israel speel 'n baie groot rol in die eindtyd, daarom moet ons vir Israel dophou. Israel gaan op die einde tot inkeer kom, hulle gaan sien dat Jesus was en is die Messias. Onthou, huidiglik glo hulle net in die wet en die profete, en daardie twee word ook uitgebeeld in hierdie visioen. In Openbaring sien ons dat Johannes sien, twee persone, die een het mag om die hemel te sluit, laat dit nie reën nie, en wie was dit gewees in die Bybelse tyd? Dit was Elia, en dan die tweede persoon het mag oor die waters om dit in bloed te verander, en die aarde te tref met pla, en wie dit in die Bybelse tyd gedoen, dis Moses. Maar as jy enigstens lees van Elia in die Bybel, is dit profeties verteenwoordigde die profete. En as jy lees van Moses, dan profeties verteenwoordigde die wet. So huidiglik, die Israeliete glo in die profete en in die wet, maar onthou, Jesus het dit kom vervul. Maar hoe gaan die Israeliete se oë oopgaan? Hoe gaan hulle besef dat hulle wet en hulle profeteboeke wys almal na Jesus? Hoe gaan dit gebeur? Deur die werke van die Heilige Gees. En ons lees dit ook in hierdie stukkie. Daar so staan hy 2 olyfbome gesien en 2 kandelare. Nou wat beteken dit? Sagaria 4 vers 6 sê wat dit is. Hy sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. So deur die werke van die Heilige Gees gaan Israel convinced word dat Jesus is die Messias. So al wat nou nog oor is die laaste trumpet. En dit lees ons van in Openbaring 11, word die laaste trumpet geblaas. By die laaste trumpet gebeur daar 2 dinge. Iets vir die goddelose en iets vir die regverdige. Vir die goddelose staan daar dat die toorn van God het gekom, en vir die regverdige ontvang hulle 'n loon. Nou ons weet, dit kan nog nie die laaste oordeel wees nie, want ons het nog niks gelees van die merk van die dier nie, ons het nog niks gelees van die wegraping nie. Daar is nog 4 events wat op die tydlyn moet inkom voordat Jesus terugkom as koning. Iwerste moet die wegraping plaasvind, dan moet nog 'n merk van die dier iwerste wees, die grimmigheid van God moet afkom, en die vyand wat Babylon is, moet nou nog eers val. En ek het die 4 hierso ingesit, sien in hom 1, 2, 3, 4, die merk van die dier, die wegraping, grimmigheid van God en dan Babylon wat val. Dit moet nou nog eers gebeur voor die laaste oordeel. So die oordeel wat jy hiervan lees by die laaste trumpet is nie die finale oordeel nie. Wat dit is daar staan dat die goddeloses gaan die toorn van God kry. So hy sê wat nou volgende gaan gebeur, is die goddeloses gaan die toorn kry. So hulle gaan nou in die groot verdrukking ingaan binnekort. En dan die regverdiges, ons loon is 'n ewige lewe saam met Jesus. So ons gaan nou volgende kyk na die wegraping. Dit is wat ons dan nou gaan kry. Nou elke keer as ek deur Openbaring lees, is ek nie seker wanneer in die tydlyn gebeur die wegraping nie, want daar is moontlike 4 plekke. Daar's 4 plekke wat 'n moontlike opsie kan wees, waar die kerk opgaan na die hemel toe. Ek het dit daarbo vir julle uiteengesit. Kom ons kyk na die eerste een. Ek het hom daarbo omkring. Kan julle sien waar lê hy op die tydlyn? Hy lê voor die trumpets. Nou hierdie gebeur voor die trumpets in Openbaring 7. Na hierdie ding het ek gesien, daar was 'n groot menigte, want niemand kon tel nie en hulle staan in die hemel. Nou voor ons dit kan verstaan, moet ons onthou, daar is 3 oestye op Israel se kalender, wat aan die eindtyd kan dan beïnvloed. Die 3 oestye is eerste die barley, tweede die wheat oes, en dan derde is dit die grape harvest. Nou 'n harvest, dan vir die eindtyd, verteenwoordig, elke keer wanneer iemand uit die doodheid opstaan. So as jy lees van die eerste oes is opgeneem, beteken dit iemand het uit die doodheid opgestaan. Nou die eerste opstanding uit die dode was Jesus, ons weet dit, so dis die barley harvest. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê het in Engels, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. So Jesus is die eerste oes.
Nou die tweede opstanding is die wat in Christus gesterf het. Ons wag ook ons nou nog vir ons mense wat dood is om uit die doodheid op te staan. En dit staan in 2 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So hier staan mense ook uit die doodheid op. Maar daar gaan mense wees wat nie eers die dood gaan sien nie. Hulle gaan nog lewe wanneer hierdie gebeur. Dan gaan ons saam met die tweede oes opgaan. Dit staan in vers 17. Daarna sal ons, die wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Dit staan ook in 1 Korintiërs 15 vers 51. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik en in 'n oogwink. Wat ek hierso vir julle probeer sê is dat eindtyd gaan in 3 oeste gebeur. Die eerste en oes beteken iemand het uit die doodheid opgestaan. So die eerste oes is waar Jesus uit die doodheid opgestaan het. Die tweede oes is waar die Christene wat dood gegaan het uit die doodheid opstaan, dan gaan hulle hemel toe, maar dis nie net hulle wat hemel toe gaan nie, selfs die wat nog op die aarde is, gaan saam. En dan die derde oes is die druiweoes, en hierdie verteenwoordig die ongelowiges. En dit lees ons van, ek sê so onthou, hier is ook 2 groepe ongelowiges, die wat al reeds dood is en die wat nog op die aarde gaan wees op die einde. Jy lees van hierdie oes in Openbaring 14, waar die wat nou nog op die aarde is, wat ongelowig is. Openbaring 14 vers 18 sê, slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, en die engel het die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskruip van die grimmigheid van God, en die parskruip is buitekant die stad getrap. Onthou, die druiwe word vertrap in die parskruip. Hierdie is die ongelowiges wat dan God se grimmigheid gaan ontvang, die groot verdrukking. So dit is die wat dan nou nog op die aarde is. Nou wat dan van die gelowiges wat al reeds dood is? Jy lees wat gebeur met hulle in Openbaring 20 vers 20, en die dode is geoordeel na wat hulle in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Onthou die kinders van God, onthou hierdie is nou die laaste oordeel. Soos wat jy deur Openbaring gaan, sal jy sien daar is, ek dink 3 oordele. Nou die laaste oordeel is wanneer die mense wat ongelowig is dood is. Dan gaan hulle voor God gaan staan en God gaan hulle judge volgens hulle werke. En die wat gelewe het, gebeur dan hierso in Openbaring 14. Hulle word dan ook geoordeel, maar hulle oordeel gaan kom in die vorm van God se grimmigheid. Ok, so hierdie is die eerste oes. Die wat eerste opgestaan het uit die dood, saam met Jesus. Maar onthou, by Jesus se kruis het daar mense uit die doodheid opgestaan en sommige van hulle het in Israel rondgeloop en aan mense verskyn, Matteus 27 vers 52. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslapende heiliges het opgestaan. En na sy opstanding, onthou Jesus moes eers opstaan, het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. So ja, daai eerste prentjie wat ons dan sien van die mense wat al reeds in die hemel is, dit was die eerste oes in die tyd van Jesus se opstanding uit die dood. Nou daar staan wel dat hierdie is die mense wat deur die groot verdrukking kom. As jy nou Openbaring 7 gaan lees, staan daar dat hierdie is die mense wat deur die groot verdrukking kom, dan dink ons, okay, dit is dan seker die 7 jaar verdrukking. Maar onthou die woord verdrukking is nie die 7 jaar verdrukking soos ons dit ken nie. Die Bybel praat nêrens van die 7 jaar verdrukking nie. Die Bybel noem dit die grimmigheid van God. Verdrukking kan harde tye beteken. Ons almal gaan deur verdrukking. Gelowiges wat gemartel is vir hulle geloof het deur 'n groot verdrukking gegaan. Dink byvoorbeeld die Israeliete in die tyd van die Holocaust. Hulle het deur 'n groot verdrukking gegaan. So Christene gaan deur groot verdrukking. So daar Openbaring 7 waar jy lees van die mense deur die groot verdrukking. Ja, hulle was daar. Dink soos die profete, hoe was hulle doodgemaak in die tyd van Jesus. So dit het niks te doen met die grimmigheid van God nie. Okay, dan die volgende vraag is nou, wanneer is dan die tweede oes? Want die tweede oes is die wegraping. Nou voordat jy kan verstaan wie gaan saam met die wegraping, moet jy gou die volgende verstaan. Hoe word jy 'n Christen? Jy moet net in Jesus glo. Maar dan kry jy 2 tipe Christene. Een wat in Jesus glo, so hy gaan hemel toe, maar hy is so distracted met die wêreld dat hy doof is vir die Heilige Gees. En dan kry jy die een wat ook in Jesus glo, so hy gaan ook hemel toe, maar hulle laat die Heilige Gees toe om hulle elke dag te lei. Hulle is wakker vir die stem van die Heilige Gees. En dit is Bybels. Kyk na die storie van die 10 maagde in Matteus 25. As jy lees van 'n maagd, verteenwoordig dit die kerk. So hierdie is 10 kerkmense, 10 Christene.
Toe die bruidegom kom, toe het net 5 van hulle genoeg olie gehad en hulle kon in die bruilof ingegaan het. En olie verteenwoordig die Heilige Gees. So 5 van hulle se lampies was vol van die Heilige Gees en hulle kon in die bruilof ingegaan het. Hier is duidelike uitleg van die 2 tipe Christene wat jy kry. Nou aan die regterkant, die ene wat Heilige Gees vervuld is, hulle is die 144.000. Onthou, hulle het die seël ontvang en die seël verteenwoordig die Heilige Gees. Nou hierdie 2 groepe gaan verskillende tye hemel toe. Slegs die geesvervulde Christene gaan saam met die wegraping. En hoekom sê ek so? Kom ons kyk na daai enetjie nommer 3. Die derde ene lees jy van, dit is die 144.000. Dit staan in Openbaring 14 vers 1. Nou wie was die 144.000? Dis hulle wat gevul is met die Heilige Gees. So hierso sien jy dat daar so weer 'n groepie mense in die hemel, maar dit is net die wat gevul is met die Heilige Gees. En daar so Openbaring 14 vers 4 kan jy kyk wat is die eienskappe van hierdie mense. Nou hier lees jy dat die 144.000 staan al reeds in die hemel, maar waar het hulle opgegaan? En dit gebeur in Openbaring 12. Openbaring praat van tekens wat hulle sien in die hemel, een van 'n vrou en een van 'n draak. Nou in Genesis staan daar dat ons kan na die sterre kyk, want dit gaan vir ons leer oor vaste tye, maar dit kan ook vir ons wees as tekens. So as ons kyk na die 12 sterre tekens, en onthou hierso praat ek van astronomie, nie astrology nie. Die Here het hierdie tekens, hierdie sterre tekens vir ons gegee, en hy het vir hulle name gegee. Psalm 147 vers 4 sê, He determines the numbers of the stars, He gives to all of them their names. So as daai ding se naam Taurus, is dit nie mense wat dit uitgedink het nie, dit is God het vir daai ding sy naam Taurus gegee. So Openbaring 12 sê, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was. So die sterreteken wat 'n vrou is Virgo. So ons gaan nou inzoom op die sterreteken Virgo. En sy was met die son bekleed. En die maan was onder haar voete. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. So kan julle sien, hulle is besig om 'n sterreteken hierso te verduidelik. Nou hoe sterretekens werk is, elke jaar kom hulle verby die aarde. So dan sien jy, elke jaar sien jy vir Virgo, elke jaar sien jy vir Leo, dit is dan die sterre. Maar wat wel verander is die planete het ander roetes, so die planete is nie elke aand op dieselfde plek nie. So daarom die enigste manier hoe hierdie sterreteken presies kan lyk, soos wat hy in Openbaring 12 is daar moet 12 sterre by haar kop wees. Nou daar's gewoonlik is daar net 9 sterre, altyd. Elke jaar is daar 9 sterre by haar kop, maar 'n sekere tyd dan is daar 10, want dan is die planete Mercury, Mars en Venus in 'n ry, en dan as jy dit gaan saamtel, is daar dan 12 sterre by haar kop. En kan julle sien die son is nie altyd ook by hierdie sterreteken se skouer nie, so ons moet dophou wanneer is die son by haar skouer, en die maan se posisie verander ook elke aand, hy is nie elke aand by hierdie sterreteken se voete nie. So ons moet dophou, dat kan julle sien, dit is soos 'n star alignment, dat die maan, Jupiter, die son, Mercury, Mars en Venus moet almal in lyn wees by hierdie 2 sterretekens, dan is dit 'n vervulling van Openbaring 12. Nou hierdie sterreteken met hierdie kombinasie het gebeur 23 September 2017 en 19 September 2023. Nou die probleem is, wat se een van daai 2 is dit? Nou die res van hierdie hoofstuk praat van hierdie vrou het 'n kind gekry. So iewers toe moet daar nou nog 'n ster deur haar maag beweeg. Sy moet baar. Daar staan, en sy was swanger gewees, so een of ander iets moet in haar maag wees. Nou daar's baie asteroids wat ook rondbeweeg die heeltyd in hulle bane hierso in die hemelruim, en een van hierdie sterre, baie interessant, sy naam is Kind, dus sy was swanger met 'n kind. Nou as jy na hierdie kind se wentelbaan, as jy hom dophou, en jy kyk hoe hy beweeg, sal jy sien op 'n stadium toe hierdie sterreteken in hierdie alignment was, het hy deur haar maag beweeg, en sy het gekraam. Die kind was gebore 15 September 2023. En dan die volgende is net vir my baie interessant. Die Here is so presies as dit kom by die sterre, dat sy moes swanger geraak het. Nou kom ons kyk, hoe het sy swanger geraak? So 9 maande terug moes daar dan ons nou ietsie in haar maag gebeur het. Nou as jy weer gaan kyk na die asteroids, is daar 'n asteroid wat sy naam is Yeshua.
Nou, as jy daai asteroid dophou en jy gaan in reverse, jy kan die app gebruik Stellarium, baie nice app. As jy na hom gaan kyk in reverse, sal jy sien 9 maande terug was hierdie 2 asteroids binne in haar maag en dit was dan 15 Desember 2022, 9 maande terug. So toe het sy swanger geraak en 9 maande later is die kind gebore en dit was dan die datums van hierdie spesifieke teken wat dan gebeur het in ons tyd. Maar in Openbaring 12 is daar nog 'n teken. Die tweede teken is en 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak. Nou daar is 'n sterreteken Draco wat 'n draak is en hy moet 7 koppe hê en 10 horings. Kan julle sien daarso wys hulle met die rooi pyltjies die 7 of die 10 horings en op sy kop 7 krone. Kan julle sien net so bo sy kop is daar nog 'n sterreteken en dit is Corona Borealis. Dis 'n kroon. So daar is letterlik 'n kroon bo hierdie draak sterreteken en daai kroon het 7 sterre in die constellation. En dan sê ons dat hierdie draak se stert het 1/3 van die sterre. Kan julle sien sy stert is die size van 1/3 van die hemelruim en hy het die sterre afgegooi aarde toe. Nou as jy lees van sterre wat afgegooi is aarde toe of baie sterre wat val, is dit gewoonlik 'n meteor shower en dit gebeur elke jaar is daar 'n meteor shower, die Draconoids wat dan kan jy na die hemel kyk en sien jy verskietende sterre. Dit gebeur elke jaar. Jy sien elke jaar vir Virgo, jy sien elke jaar vir Draco, maar dit moet in hierdie spesifieke kombinasie wees. So die planete moet in lyn kom, die son moet in lyn kom, die maan moet in lyn kom. Selfs hierdie draak moet vir haar kyk want hy wil die kind doodmaak. Dan weet julle dis 'n vervulling van Matteus 12. Openbaring 12. En ek lees verder, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind kan verslind. Onthou, ek probeer vir julle wys dat hier is waar die wegraping plaasvind. 12 vers 5 sê, en die vrou het 'n manlike kind gebaar, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Nou die woord wegraping, lees jy nêrens van in die Bybel nie, maar hierdie woord weggeruk in Openbaring 12 is in Grieks harpazo, wat beteken caught away en catch up. En dit is dieselfde woord wat gebruik word in 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word. Dis ook die woord harpazo. So as jy lees van die woord harpazo, is dit heel moontlik dan die wegraping. So as hierdie 2 sterretekens in die regte kombinasie is, dan gaan die wegraping plaasvind. So ek sê, so as hierdie sterretekens kan dophou en ons kan presies weet wanneer is hierdie kombinasie, dan is dit die vervulling van Openbaring 12. En dan gebeur die tweede hawes, die tweede opstanding is dan wanneer die Christene wat dood is, opgaan, maar onthou, daar's dan 'n hele klompie op aarde wat saamgaan. Onthou, ons het nou dit gekyk, Tessalonisense het gesê, dat daar's dan 'n hele klompie wat saamgaan. So hierdie is die tweede oes, die wegraping van die Heilige Gees vervulde kinders van God gebeur voor die merk van die dier. Onthou, ek het vir julle gesê, daar's 2 verskillende Christene. Albei gaan hemel toe, want albei glo in Jesus. Maar die verskil tussen die 2 is die een laat die Heilige Gees hom lei, en hulle is die wat weggaan met die wegraping in die tweede oes. Nou wat dan van die Christene wat se lampie nie vol olie is nie, die Christene wat nie vol is van die Heilige Gees nie, hulle gaan nog so klein bietjie langer getoets moet word, hulle gaan getoets word in die tydperk van die merk van die dier. So wat is nou nog oor in Openbaring? Ons trek nou daar linksbo by die vrou en die draak, en dan word die duiwel afgegooi aarde toe, en dan kom die dier, die merk van die dier. So dis waar ons nou trek. So as jy die wegraping gemis het, gaan jy dan in die tydperk wees van die dier, die merk van die dier. So hier is dan wat nou nog oor is. Ek wil gou vir julle wys, hoekom sê ek dat daar gaan nog Christene op die aarde wees? Want waar die duiwel uitgegooi word, lees jy, daar is nog steeds Christene op die aarde. 12 vers 9 sê, word die duiwel uit die hemel gegooi, en daarom sit hy sy fokus op die Christene. Vers 17 sê, die draak het weggegaan om oorlog te voer teen die wat die gebooie van God bewaar, en die getuies van Jesus Christus hou. So daar is nog Christene op die aarde na die wegraping, maar dis die wat nie Heilige Gees vervuld is nie. En as jy byvoorbeeld kyk na die uur van die oes, hier lees jy ook van die Christene wat nog op die aarde is, want hierso word geoes, die druiwe word geskei van die wat dan nou nog steeds Christene op die aarde is. So, en dan ook by die merk van die dier, lees jy ook van, daar is nog Christene op die aarde, want die dier het mag gekry, jy kan self die stukkie gaan lees, hy het mag gekry om oorlog te voer teen die heiliges. Maar
dan die kinders van God, wat dan nog vir so klein bietjie langer getoets moes geword het, is darm in die hemel voor die grimmigheid van God. So hulle gaan nie deur die groot verdrukking gaan nie, maar julle gaan nog so klein rukkie getoets word gedurende die merk van die dier. So hierdie is die derde oes. Dit is waar die druiweoes, wat ons nou nog gaan kyk met die volgende lesie. Wat ek net vir hierso vir julle probeer wys is, wanneer is die wegraping en wie gaan saam in die wegraping? Dis baie belangrik dat jy die Heilige Gees se werke in jou lewe moet toelaat, want anders gaan jy die wegraping mis. Maak seker jy is sensitief vir wat die Heilige Gees vir jou sê, en as jy 'n opdrag kry van die Heilige Gees, probeer dit doen tot die beste van jou vermoë. Moenie jouself doof hou vir die Heilige Gees nie.